Jy luister steeds na Delf steeds dieper. Sommer so 2 steedse bymekaar. En my volgende gas, Elisabeth Jordaan. En ons gesprek oor Andrew Murray loop teen einde. Kan jy glo? Hoe lank terug het ons begin? Verlede jaar hierdie tyd. Is dit nou 'n jaar? Hi Elisabeth. 'n hele jaar lank. Dink net, nou het ek net met Benny gesels oor disipel maak. En ek dink dit is eintlik, nou wil ek sommer weet, Chunk, dit is eintlik wat Andrew Murray gedoen het, is dit nie? Ja. Hy het disipels gemaak. Ja. En hy het almal geleer om dit te doen. Ja. Ja, hy het disipels gemaak, hy het sendelinge gemaak, het onderwysers gemaak en leraars. Ja. Ja. Met ander woorde, die evangelie is iets wat aangegee moet word, wat oorgedra moet word. En dit is wat Andrew Murray gedoen het. Hy het mense geleer hoe om dit nie vir jouself te hou nie, maar aan te pas, né? Hy het mense geleer om die evangelie te leef. Daar sy. In 'n verhouding met God te leef, Ja. dan kan jy nie anders As om disipels te maak nie. Ja. Disipelmakers te maak nie. Ja. Want dan as jy die evangelie leef, Ja. spreek jou getuienis waar jy ook al gaan. Ja. En die wonderlike ding van Andrew Murray is ons het gevolg hoe hy gegroei het. Van as 'n kind, Ja. toe as 'n student, toe as 'n jong leraar in Bloemfontein, toe as 'n volwasse leraar in Woester en toe word hy gekies as moderator. En daar het sy groot bediening eintlik begin. Wow. Natuurlik die herlewing wat plaasgevind het en toe die 10 jaar hofsaak teen die liberale teologie en toe daarna sy dieper groei en wat hy gesê het hy wil in sy gemeente so belê dat hulle Jesus volg. En van daar af die geweldige groei van evangelisasietoere in die land en die uitloop van 'n onderwyserscollege in Wellington en toe 'n sendingskool in Wellington en toe natuurlik die teologiese skool wat sy broer en nog 'n ander ou gestig het. So daar was 'n geweldige belegging wat geplaasgevind het deur Andrew Murray in die land wat nie net te doen het met die kerk nie, maar met die wye samelewing. So hy het gesien waar lê die behoefte. Die behoefte is, daar is nie, die kinders in die platteland het nie skole nie. So wat gaan ons daarmee doen? Ons gaan onderwysers oplei, Christen onderwysers, en hulle plaas in elke dorp in die platteland, en hulle is die eerste plek waar jong kinders dan nou kan blootgestel word aan die Bybel, aan die lees van die Bybel, aan die studie van die Bybel, natuurlik by hulle huise, en dan by die kerke, want die kerke was so skaars op die platteland. So dit was sy grootste werk, is kom ons bring die evangelie aan die jong kinders al, dat hulle lewens aan God kan toewy. En sê, maar ons wil vir God lewe. So dit was sy hele uitgangspunt met alles wat hy omtrent gedoen het, was ons het mense nodig om die werk te doen, om die evangelie uit te dra. Ek dink mense kan sê dat Andrew Murray se fondasie, sy ganse reuse fondasie was verlossing in Christus, né? Ja, ons gaan nou 'n bietjie kyk na sy uit die einde van sy lewe. Ja. En dan wat mense oor hom gesê het. So ons gaan daarby uitkom hoe hulle hom gesien het. Die wat nou saam met hom geleef Wonderlik. het en saam met hom dinge bestudeer het. So Andrew Murray, ons het nou gepraat in die afgelope tyd tot hier ongeveer net na die Tweede Anglo-Boereoorlog wat hier van 1902 verder gaan ons nou praat. Okay. En kyk hoe Andrew Murray sy lewe afgesluit het. Teen hierdie fase is hy al redelik bejaard. Hy gaan al in sy 80er jare in. So in 1903 woon hy sy laaste synode by. Sure. As 'n predikant. In 1904 preek hy nog by 'n groot konvensie in Kaapstad met sulke energie en krag dat die wat daar teenwoordig was verstom was dat hy nog soveel energie het. En hy onderneem 'n 9de evangelisasietoer na die Transvaal. Wow. In 1905 sterf sy vrou en sy vrou was 'n ware lewensmaat vir hierdie man. 'n Liefdevolle vrou, 'n getroue moeder en een wat so simpatiek was oor sy werk en sy doelwitte en wat met graagte die las van sy gemeentearbeid
gedeel het. Toe hulle in 1851 na Wellington gekom het, ek dink eintlik 1860, na Wellington gekom het, het hulle 9 kinders gehad. Wat? Die 2 jongstes is die volgende Hulle jaar eie kinders? oorlede, ja. En in 1853 is nog 'n seun, die laaste van die gesin gebore, so 10 kinders altesaam. As gevolg van hulle pa se langdurige afwesighede van die huis vir sy evangelisasiereise en sy oorseese reise, het mevrou Marie, Emma Marie, die grootste taak van die opvoeding van die kinders op haarself gevat, maar sy het nie net dit gedoen nie. Sy het aktief saam met Andrew Murray gewerk. In 1860 begin sy 'n gebedsbyeenkoms in Woester, wat hoofsaaklik ingestel was om te bid na die herlewing. In 1898 is 'n industriële skool vir arm blanke meisies geopen. En dan was sy die president van die Vroue Sendingbond en 'n hele ander klomp sending georiënteerde gebedsgoed wat sy begin het en wat sy aangehou het tot haar dood. In haar later jare het sy erg aan reumatiek gely en hier teen die einde van 1904 is sy gedwing om in die bed te bly. So sy was ernstig siek en 2 Januarie 1905 is sy oorlede. 1906 tree Andrew Murray af as 'n leraar van die NG Kerk na 58 jaar diens in die kerk. Onthou hy was 58. Nog nie eers 21 nie. Wow. Toe word hy al gelegitimeer. Ja. 1907 ontvang hy die D-lidgraad by die Universiteit van Kaap te Goede Hoop, dis Kaapstad Universiteit. In 1908 begin hy nou weer woes te werk. Hy stig die Mannesendingbond in Wellington en sluit aan by 'n landswye Mission Crusade, neem deel aan konferensies in Wellington, Johannesburg en Bloemfontein en die doel was om fondse te werf vir die sendingwerk in die buiteland wat uit sy nate uit begin bars het. Sy verskyning op die kansel in hierdie laaste jare word goed beskryf deur 'n predikant van Johannesburg wat die Suid-Afrikaanse Keswick in 1908 bywoon. Hy skryf dit was 'n baie indrukwekkende diens van die dag. Maar die navergadering in die groot Nederduits Gereformeerde Kerk was die toppunt. Die lofprysing is gelei deur meneer Dirk de Villiers. Die kerk in Wellington wat in 1840 gebou is, was stampvol met 'n gehoor van minstens 3000 jong mense. Dit was Andrew Murray se gemeente die afgelope 30 jaar. Die aand was Andrew Murray self teenwoordig. Toe die laaste note van die orgel wegsterf, het 'n derde predikant baie saggies op die podium ingesluip, terwyl die ander 2 nog daar gesit en luister het, en hy het net die gediens met 'n gebed begin. Dit het gevoel asof 'n seun ons oorval, terwyl ons na sy gebed luister. Hoe broos het hy nie gelyk nie. Sy dun, beplooide gesig, sy skraal lyf, sy lang grys hare en die benerige hande wat die rooi kanselkleed vasgeklem het. Op sigself was dit 'n patetiese gesig, maar dit was soos die beeld van 'n profeet uit 'n vorige geslag. Gedurende daardie aand en by elke diens deur die konvensie wat hy deelgeneem het, het hy ten spyte van sy fisiese swakheid ons verbaas met die vuur en energie waarmee hy gepraat het. Dan begin hy natuurlik, ons het nou gekyk laasweek, na vreeslik baie boeke wat hy geskryf het. 1909 begin hy baie skryf. Hy publiseer boeke, verskeie pamflette en begin die saksboekies op die tema van gebed. Was dit 1909? Ja. Wow. En hy glo dat 'n lewe van ernstige en konstante gebed, dis wat hy aan al die disippels oorgedra het, al die mense wat hy disipel het. 'n Lewe van ernstige en konstante gebed sal die ondervinding en krag van vrugbaarheid teweegbring. Ekskuus tog, ek moet jou net daar stop. Kyk, hier sit ek nou met Benny Mostert en praat oor disippels maak. En dit is wat Andrew Murray gedoen het. Ja. Is dit nie? En die boeke wat hy geskryf het, help ons vandag steeds. Hy's nog steeds die een wat ons help om disippels te word, né? Ja. Wow. Want hy vertel vir ons, hoe moet ons bid? Ja. Wat moet ons bid? Hoe moet ons die Vader aanspreek?
Hy leer ons oor Jesus, hy leer ons oor die Heilige Gees, hy leer ons oor die bloed van Jesus, hy leer ons oor die kruis. So Andrew Murray, as jy sy boeke lees, hy het 'n volledige disipelskap kursus, as jy sy boeke lees. En in hierdie boeke, wat gebeur as mense kom tot bekering terwyl hulle die boek lees? Ja, ek En die eerste ding wat jy wil doen, jy wil met ander mense daaroor praat. En dit is juist dit wat jy disipelmaker noem. Jy hoor dit, jy maak dit deel van jou en dan wil jy daaroor praat. jy wil aangee, Ja. Sjoe. In 1910 gaan woon hy natuurlik die World Mission Conference in Edinburgh by. En in daardie jaar stel hulle die NG Kerk sendings waardeur Andrew Murray geïnisieer is, stel hulle die statistiek vry. So, in teen 1910 sendingwerk in Noord-Rhodesia of Zambia, 5 sendingstasies, 70 buiteposte. Wat? 8500 kinders in skole, 700 mense in katekisasieklasse, 15 sendingwerkers. En hoe oud is hy toe? Hy is al diep in die 80. En dis nou 'n opsomming van die sendingwerk wat hy nou deur die jare vandat hulle begin het na 1860, 1870, 1880 Dit het veral. in die lewe gebly. Ja, die buitelandse sendings, dis nou nie binneland nie. Dan sending in Nyasaland wat Malawi is, 13 sendingstasies, 58 sendingwerkers. Portugees Oos-Afrika is Mosambiek, 1 sendingstasie, 3 sendingwerkers. Suid-Rhodesia en Mashonaland, dis Zimbabwe, 10 sendingstasies, 24 sendingwerkers. Bechuanaland of Botswana, 2 sendingstasies, 5 buiteposte, 4 sendingwerkers. So dit is al die goed wat hulle daar geplant het so stewig geplant geraak en dit is wat sy doel was. Sy doel was as jy ingaan in 'n land, dan begin jy plant nie kerk nie, hulle plant sendingstasies. Want dit was nou later dit kerke, hulle wou die kerke oordra aan mense, maar nou daar lei hulle mense op onmiddellik. Begin onmiddellik met Bybelopleiding vir die eerste bekeerlinge en stuur hulle uit en hulle moet in hulle eie land ingaan. Disciples met die eerste bekeerlinge. Genigtig. Ja. Kry ons die boodskap? Ons het gepraat verlede week, Andrew Murray publiseer die boek The State of the Church, of die geestelike toestand van die kerk in 1911. Dis nou toe hy terugkom van Edinburgh. In 1912 woon hy 'n predikantekonferensie in Stellenbosch by en hy probeer die NG Kerk, die Hervormde Kerk en die Gereformeerde Kerk verenig. Die 3 susterskerke wat versplinter geraak het in sy tyd wat hy daar was. Die NG Kerk was die moederkerk en uit dit het die ander 2 susterskerke afgestig eintlik, maar hy is baie hartseer deur 'n mislukte eenwording. En steeds vandag is ons nog steeds nie een nie. Ja. In 1914 skryf Andrew Murray 'n baie klomp belangrike artikels aangaande die NG Kerk se standpunt oor die Eerste Wêreldoorlog. So jy kan nou sien hoe wyd is sy wat hy besig is om mee te doen. Ja. En sy jongste dogter, Annie, was die laaste 20 jaar van sy lewe sy getroue en baie ywerige privaat sekretaresse. En hy het sy boeke vir haar gedikteer, maar sy het 'n dagboek gehou oor wat haar pa gedoen het. Sy skryf 'n kort verslag van 'n evangelisasiereis wat hy nou aan sy 80er jare onderneem tussen November 1913 en Januarie 1914. Dit was nou net voor die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog. Hy was toe 86. Sjoe. Hy en sy dogter reis per trein na Oudtshoorn vir die eerste jaarlikse vergadering van die Mannesendingbond. Daarna is hy 'n paar dae by De Hoop, haar oom George, Andrew Murray se broer se gemeente, waar hy weer gepreek het. Van daar af ry hulle per trein na Graafrenet vir 'n konferensie, waar Andrew Murray die Sondagdienste neem en saans gepreek het. Dan kuier hulle 'n paar dae by Broederstoom, sy seun se plaas, en reis per motor na Maritzburg, terwyl my pa langs die pad verskillende herinneringe vertel oor sy lewe. Toe kom ons in Maritzburg aan, en my pa gaan sit dadelik in die pastorietuin
en hy dikteer die titels van die 20 hoofstukke van 'n nuwe boek. Die ware Pinksterlewe. Wat? En as dit nou nie die ergste is nie, ook begin hy sommer die eerste hoofstuk dikteer oor die kruis en die gees. En sy moet net skryf. Hierdie bundel is egter nooit in sy oorspronklike vorm gepubliseer nie, maar dit is wel beskikbaar in boekvorm. Van Maritzburg af ry hulle die volgende week terug na Graafreinet en van daar af ry hulle in Middelburg toe, waar daar verskeie dienste gehou is, insluitend 2 op die Sondag. Die volgende oggend kom daar 'n telegram van Bloemfontein aan, waarin my pa genooi is om te praat by die seremonie van die onthulling van die Vroue Monument op 16 Desember. So ons reis nou van Middelburg af Burgersdorp toe, eers vir die opening van 'n nuwe kerk daar. Op Sondag 14 Desember om middernag verlaat ons Burgersdorp en ry Bloemfontein toe om 1:00 die volgende oggend daar te wees, sodat my pa die volgende aand kan preek by die kerk en Dinsdagoggend sy toespraak lewer by die onthulling van die Vroue Monument. Ekskuus Elisabeth, nou wil ek dit eers weet. Kyk, ons het nou vandag WhatsApps en al die klaste van goed, maar hulle twee sit in 'n koets en ry. Nie waar nie? Ja, Perkar. Ja. En hoe kom al die boodskappe by hulle uit? Nee, dis mense wat weet, hulle het mos nou sy program vooraf afgekondig, Okay. ja. Okay. So, nou is hy by die Vroue Monument. Ons het 'n vorige keer in een van ons praatjies gepraat oor sy preek daardie oggend oor wat is liefde. Na die Anglo-Boereoorlog was hy baie bekommerd oor die eenheid in die kerk, die broederliefde. Sjoe. Die volgende dag het ons weer per trein gery, terug uit Bloemfontein uit, maar my pa het vir my oral gewys waar het al die slag van Boomplaas plaasgevind, waar het al die goede gebruik wat hy in Bloemfontein gedoen het, en daardie aand kom ons toe nou uiteindelik by Berkeley Oos, ons ry na Rhodes, my pa preek 2 keer by Kersdag en Oujaarsdag, ons hou Woensdae op Woensdae en Donderdae dienste, nou ry ons Lady Grey toe, dan preek my pa by die Vroue se Sendingbond, van daar ry ons na Rossmead, na Middelburg, die volgende dag kom ons in George aan, en uiteindelik van George af ry ons terug Wellington toe. Op sy 86ste jaar doen hy hierdie gekonsentreerde evangelisasiereis. En alles in 'n perkar? Ja. Alles genigtig. Kom ons oorweeg dit 'n bietjie terwyl ons luister na Joshua na die reën. Hy sê dra die liggies en ek dink dit is wat Andrew Murray gedoen het. Hy het waaragtig God se lig gedra en nie ophou dra nie. Joshua na die reën. Daar sy heerlike musiek hier van Joshua na die reën. En mag ons asseblief ook die lig van ons hemelse Vader indra oral waar ons gaan. Ek wil net graag vir jou aan iets herinner. Filippense 4:19 lees: En my God sal elke behoefte van julle voorsien volgens sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Radio Kansel 657 AM is vir meer as 40 jaar nou jou daaglikse reisgenoot en 'n vertroude stem van hoop. Maar ons toekoms is onseker. As gevolg van 'n moontlike landwyse afskakeling van AM-frekwensies in die nabye toekoms, beteken dit dat jy binnekort dalk nie meer op Radio Kansel 657 AM kan inskakel nie. Maar dit beteken nie die einde van Radio Kansel nie. Ons staan net by 'n draaipunt en 'n nuwe begin. As deel van nuwe maniere van luister, het ons alreeds 4 aanlyn radiostasies geloods, insluitend Radio Kansel en I Am Youth web radiostasies en ook 2 nuwe aanlyn stasies, Radio Kansel Hartklank en Radio Pulpit Jekelele. Hierdie dapper stap was nie deel van ons oorspronklike beplanning nie. Ons word genoodsaak om meer maniere van uitsaai te gebruik, sodat ons steeds duisende harte met 'n stem van hoop kan aanraak. Ons Visiothon en finansiële jaar kom binnekort tot 'n einde. Om die volhoubaarheid van nuwe luistermetodes te verseker, moet ons steeds Visiothon teiken van die 3 miljoen rand bereik. Prys die Here, ons is amper halfpad daar. Maar om Radio Kansel se toekoms te verseker, het ons jou deurlopende ondersteuning nodig. As hierdie bediening jou ooit geseën het, uitgedag of bemoedig het, sal jy asseblief help
om Radio Kansel se stem van hoop op die lug te hou. SMS GIVE na 37871. 37871. WhatsApp ons by 082 657 2729 vir bankbesonderhede. Of betaal direk oor aan Radio Kansel se bankrekening. Standaard SMS tariewe geld. En ons vertrou ons Vader dat sy wil en doel met Radio Kansel steeds sal geskied. En op hierdie oomblik luister jy na die program Delf Steeds Dieper. Ek is Estie Geldenhuys en by my in die ateljee Elizabeth Jordaan wat nou vir 'n hele jaar lank navorsing gaan loop doen het oor die lewe van hierdie wonderlike man Andrew Murray. Wat is daar nog op jou hart, Elizabeth? Wel, dit gaan nou eintlik oor die laaste paar jaar van sy lewe. Hy's in Januarie 1917 oorlede. So hy het nou baie ons het gepraat oor sy siening van oorloë. Ons het gepraat oor die Anglo-Boereoorlog en hoe besorg hy was oor die eenheid in die kerk na die oorlog. Nou presies dieselfde gebeur nou met die Eerste Wêreldoorlog. So hy was baie geïnteresseerd in die verloop van die Eerste Wêreldoorlog. Toe die veldtog Duits Suidwes-Afrika bereik, dis nou Namibië, het hy 'n kaart aangeskaf en sy kleinseun Paul daarop laat merk die spoorlyne, die posisie van die belangrikste plekke in al die stadiums van die konflik. Gedurende die oorlogsjare het sy dogters hom dikwels hardop hoor bid in die middel van die nag. Hulle het hom een keer gehoor 'n lang en pragtige gebed vir vrede bid, waarin hy 'n versoek gerig het vir die heersers van die nasies en vir al die magte wat met mekaar in stryd was. Die volgende oggend vertel hy het 'n droom gehad en in hierdie droom het hy 'n magistraat ontmoet en vir hierdie magistraat het hy hierdie gebed gebid, wat hulle hom toe nou hoor dat hy sê toe hy wakker word, toe bid hy daai gebed. En na die uitbreek van al die vyandelikhede of die verklaring van vrede, het 'n aantal Duitse professors en predikante van 'n manifest uitgereik, wat die optrede van die Duitse regering om oorlog te verklaar, te regverdig. Iemand het 'n afskrif van hierdie manifest aan Andrew Murray gestuur en hy het 'n brief geskryf, waarin hy gelowiges in Engeland en Duitsland aanmoedig om terug te keer na die eenheid waarvoor die Here Jesus Christus gebid het en die liefde wat sy opdrag was en wat hulle 'n paar jaar gelede in Edinburgh bespreek het by die wêreldkonferensie, het hy gesê gaan terug na daardie ooreenkoms wat ons gemaak het. Wow. Andrew Murray het 'n uitsonderlike goeie geheue besit. Nie net vir feite wat hy in sy boeke neergeskryf het nie, maar al sy waarneming en wat mense in gesprekke aan hom meegedeel het. Hy was baie oplettend oor klein dingetjies. Hy het sy eie lewe was hy baie stiptelik. Gereelde werksure, hy het goeie reëlings getref vir sy reise, hy het getrou briewe geantwoord, hy was stiptelik in die nakoming van afsprake, vereffenge van rekeninge en hy was baie bedagsaam teenoor die gevoelens van ander mense en hulle behoeftes van gaste by hom, van mense met wie hy saamgewerk het, van medereisigers. En in Augustus 1916 het hy 'n swaar verkoue met gepaardgaande bronchitis opgedoen, waarvan hy eintlik nooit herstel het nie. Op 16 September daardie selfde jaar kry hulle die ernstige verlies, of daar's 'n ernstige verlies. Sy jongste seun, Haldane Murray, was in 'n oorlog betrokke in Oos-Afrika en hy is daar oorlede. Hierdie nuus het sy bejaarde vader baie hard getref. En dit het daar kan geen twyfel wees dat die afsterwe van hierdie geliefde seun 'n groot las op hom gesit het nie. En dan sterf hy in Januarie 1917. Wow. Die volgende besonderhede word gegee deur die kerkbode. Die mededeling het ons bereik aangaande ons bejaarde en geëerde dienaar van God,
Dr. A. Murray. Hy was swak, maar sy hart was steeds baie sterk. Die hitte het hom ongunstig beïnvloed. Sy gedagtes was nie altyd perfek helder nie. In sy mymeringe lyk dit asof hy altyd besig is met sy mede-predikante en hulle herhaaldelik vra om hulle self aan meer gebed te wy. In 'n helder oomblik het hy gepraat oor wat die afgelope jaar gesê was en wat hy geskryf het en die genade wat aan hulle gegee is. Aan die ander kant het dit getuig van 'n rykdom van die genade wat Andrew Murray in gebed uitgeleef het. Hy het sy aandag gevestig om meer tyd te neem om die wonderlike liefde en genade van God te oordink. En toe hy reeds baie swak was, het hy nog steeds eendag uitgeroep, bid, 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 dat ons mense sterk in geregtigheid mag wees. By 'n ander geleentheid het hy gesê, ons moet die armes help. Ons moet mense kry wat hulle opoffer vir die saak van onderwys en hulle self so aan armes wy dat die probleem van armes in ons land opgelos kan word. Wys jy nou waarmee sy gedagtes besig was. Sure. En dan, toe hy sterf 18 Januarie 1917, het hy biddend gesterf. In sy laaste oomblikke het hy begin bid. Die Here se goedheid en heerlikheid en genade verheerlik en hom hardop verbly in die God van sy verlossing. Wow. Die stroom van geestelike lewe wat al sy aardse dae uitgevloei het steeds in dieselfde rigting gegaan, om met sy God in verbinding te wees. Sy begrafnis is bygewoon deur sowat 60 predikante, baie prominente burgers van omliggende dorpe en baie telegramme. Ekskuus, waar is hy oorlede? In Wellington. Okay. Die aartsbisop van Kaapstad het 'n spesiale boodskap van meegevoel gestuur en in die naam van die Anglikaanse Kerk van Suid-Afrika sy hartseer oor die dood van Dr. Murray uitgespreek en sy diepe dankbaarheid vir die lewe en werk van iemand wat homself so as 'n ware dienaar van God uitgeleef het. Andrew Murray se dood het 'n spontane uitbarsting van dankbaarheid en toegeneentheid huldeblyke, beide privaat en publiek, aan sy groot lewenswerk en verhewe Christelike karakter gehad. Mense van alle klasse het gekom om vir hom totsiens te sê. Hier is 'n paar uittreksels van wat mense geskryf het. Een van die hoofpolitici in die Kaap, John X. Merriman, het geskryf, ek is positief dat ek geensins bevoeg of waardig is om 'n waardering van hierdie godsman, Andrew Murray, te skryf nie. Hy was in gedagte en gevoel so ver van ons wêreld, veral van die politieke wêreld. Hy het aan 'n ander wêreld as ons in behoort. As daar ooit 'n inwoner in die huishouding van geloof was, dan was dit Andrew Murray. Wow. 'n Redakteur van die Cape Times het gesê, hier is 'n man, diep vertroud met teologie, 'n pilaar van die Nederduits Gereformeerde Kerk vir meer as 'n half eeu, 'n indrukwekkende prediker, 'n kragtige apostel van sending, gesonde en liberale opvoedkundige, 'n vriend van die wetenskap. Hy het gesê, is die gedagtes van die wetenskap nie God se gedagtes nie? Eerwaarde Colby van die Rooms-Katolieke Kathedraal het gesê, die naam van Andrew Murray is met 'n ysterpen en lood gegraveer op die rots van die Suid-Afrikaanse geskiedenis en daar sal dit vir ewig staan. Maar dit is ook in sagter karakters op die harte van baie mense geskryf. En in hierdie sagter vorm van oorlewing sal dit ver bo die gewone lot van menslike name voortduur. Ek kan slegs een onvriendelike woord onthou wat ooit oor hom gesê is in die synode van sy eie kerk. Hy het 'n stukkie raad geskryf in sy hoë ouderdom en een lid wat nie daarvan gehou het nie, het gedink dat Dr. Andrew Murray nou oud geword het. Natuurlik was hy oud, met 'n ouderdom meer vol eer as jare, meer vol wysheid as eer. En dan kom daar uit 'n redakteur van die kerkbode. Die hoof karaktereienskap van Andrew Murray was sy passievolle opregtheid. Dit het almal beïndruk. Altyd en in alles wat hy gedoen het, was daar die vuur van sy diepe opregtheid. Sy roeping en verantwoordelikheid beide as 'n Christen in 'n privaat lewe
en die diensknegt van God in belang van die koninkryk was vir hom heilig. Hy het daarna gestreef om dit op die beste van sy vermoë uit te voer. Dit was 'n opregtheid wat mense laat skrik het en party afgeskrik het. Maar almal weet hy het 'n sagte siel en 'n nederige hart gehad. 'n Tweede eienskap was sy verhewe edele karakter. Niemand het ooit iets laags of gemeen in sy optrede gevind nie. Hy het hom nooit verheug in die foute of tekortkoming van 'n ander nie. Hy was altyd hoflik, altyd nederig, altyd vol respek. Onselfsugtig, sonder om te kla, het hy sy liefde uitgestort. Dan, die hoofkaraktereienskap. Hy het homself op God se altaar gelê, liggaam, siel en gees, met al sy gawes en talente. Iemand het ergens gesê, elke mens het 'n saak, 'n land en 'n era. Andrew Murray het dit gehad, want min mense in Suid-Afrika het 'n invloed wat meer wyd verspreid was as hy. En dan wil ek as die skrywer van hierdie boek, die biografie sê. Andrew Murray was 'n groot en onwaardeerbare gawe van God aan die volk van hierdie land, die grootste van sy hele geskiedenis. En ons kan ons nouliks voorstel dat die goddelike voorsienigheid vir ons nog 'n groter gawe in die toekoms kan gee. Ek dink ek wil net afsluit met gebed. Ja. Hemelse Vader, Here Jesus Christus, Heilige Gees, dankie vir Andrew Murray in Suid-Afrika se verlede. Dankie vir Andrew Murray se boeke in Suid-Afrika en die wêreld se hede. Dankie Here vir hierdie man na wie ons kan terugkyk en vir wie ons, al ken ons hom nie persoonlik nie, kan lief word oor die manier waarop hy vir ons dinge in ons harte lê en aan ons openbaar in die skrywe van sy boeke. Ons sê vir U dankie en ons vra dat hierdie gawe wat U vir Suid-Afrika en vir die wêreld gegee het, deur Andrew Murray, deur nog baie mense, bereik sal word met sy boeke, Vader. Laat hierdie gawe steeds voortgaan om mense te bedien. Al die eer aan God. Amen. En daarmee is dit vir ons tyd om te groet. Baie dankie Elisabeth dat jy hierdie ding wonderlike werk wat jy gedoen het om dit vir ons voor te berei en vir ons te kom oordra. En ja, ons gaan dan van volgende week af lees uit die boek In die Heiligdom en ek sal dan volgende keer meer daaroor praat, want dit is tyd vir ons om te groet. Maar Elisabeth, baie dankie dat jy soveel moeite ingesit het om vir ons hierdie ding te kom doen. En dankie aan almal wat saam geluister het. Dankie.